die geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim en sy seun, ons Yeshua Mashiach. En bly dit vir my die grootste voorreg wat ek en jy ooit kan hê, is om hierdie wonderlike naam oor hierdie twee nietige lippe te kan gebruik. Geliefdes, ek wil vir u vra, besef u die majesteit, die grootheid van Jahwe? As u omgaan met die woord wat Yeshua is, kom u werklik en gaan sit u en besef u met wie het u te doen. Jy weet, die afgelope jare het ek vir myself afgevra, hierdie vraag, maar hoekom is jy so behep met die vrees van Jahwe? En besef ek dit elke dag meer en meer, geliefdes, dat hier die vrees van Jahwe wat hulle uit die 84 vertaling uitgehaal het, wat se invloed het dit op die wêreld vandag? Wat se invloed het dit op my mense vandag? Daardie eerbied, daardie wonderbaarlikheid, daai majestieke, wonderlike Jahwe Elohim. Ek kan my buitendien nie, ek dink nie daar is enige mens wat hom kan indink hoe wonderlik hierdie Jahwe Elohim kan wees. Jy weet, daar in Openbaring het ek dit al baie kere vir u gesê, dat hierdie 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge, elke keer wat hulle Jahwe op sy troon sien, dan vat hulle krone en hulle werp dit voor hulle neer en hulle sê, heilig, 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 heilig is u. Wat staan nog vir ek en vir jou? En as ek en jy op pad na hierdie bruilof, na hierdie Elohim wat op sy troon sit, daar in die hemelse Jerusalem volgens Hebreërs 12. En nou wil ek by u vra, het u die respek en verdien u daardie eerbied wat ons behoort te hê vir die almagtige Jahwe Elohim? Of het ons maar net so een of ander God gemaak van hierdie wêreld? Nee, geliefdes, hy het die wêreld gemaak. Die psalmdigter sê dit baie mooi. Hy wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, die see en alles wat daarin is, voortgebring het deur sy krag. Hierdie Elohim is wat ek en jy aanbid. En daarom kom ek en wil ek vandag vir u mooi vra, waar staan u in die kalender in die koms van Yeshua? En ek wil dit vir u baie graag lees, net 'n stukkie daar in Daniël 12. En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So dis hierdie vreeslike tyd wat Yeshua ook in sy woord sê, wat daar nooit weer sal wees nie. En dit gaan so wees, geliefdes, want die woord van Jahwe sê dit. Maar ek en jy gaan nie wees nie, as ek en jy reg is, gaan ek en jy nie wees nie. Om in hierdie verskriklike tyd in te beweeg. Want 1 Tessalonisense 1:10 sê dit so baie, ek en jy wat vir Yeshua uit die lig uit verwag, wat ons van die toekomstige toring verlos. En besef u wat dit beteken, hierdie verskriklike tyd, beteken ek en jy se redding. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, van ewig af gryslik. En dis die opstanding. Hulle wat in die stof van hierdie aarde slaap. Daardie dierbare vrou van my. Ja, dat ek haar weer gaan sien in hierdie verheerlikte lig. Wat in die stof van hierdie aarde slaap.
Hulle wat gaan opstaan, want dit is ek en jy se identiteit, is juis die opstanding. Dis die teken wat ek en jy behoort te hê. Vers 3 sê, en die verstandige sal glinster, soos die glans van die uitspansel en die wat tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniel, hou die woord geheim, en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Ja, daar is so baie van hierdie dinge wat die woord van Jahwe daar sê, geliefdes. Ten opsigte van hierdie woord van Jahwe, wanneer hierdie tyd gaan aanbreek. Maar jy sal oplet dat hier in Daniel 4 sê hy moet hierdie woorde geheim hou, hy moet dit verseël. Maar daar in Openbaring 22 sê en jy moet nie hierdie woorde verseël nie. Nee, jy moet dit nou is die tyd om dit oop te maak. En dan kom Daniel en hy sê daar in Daniel 5, en ek Daniel het gestaan en gekyk, daar het 2 ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne beklee, wat bo die water van die rivier was, gesê, naamlik Yeshua. Hoe lang sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? En jy moet nou mooi luister, want baie mense sê, ja, maar jy weet dit nie, en jy kan dit nie vra nie. Natuurlijk kan jy dit vra, geliefdes. Weet jy, ek het in hierdie week het ek dit vir Jahwe gevra. Want ek het daar die verlange om huis toe te gaan. Want dit is nie ek en jy se woning hier. Dit is ek en jy se woning daar by ons Vader, want kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Want daar by my Vader is daar baie woning. En dit is hier die, amper wil ek vir u sê, ontsnapping uit hierdie wêreld se verdorwenheid, se oordeele wat nou gaan kom. Want Yeshua kom en hy haal ons hier uit, hierdie omstandighede, uit hierdie aardse ellende. En hy vat ons na hierdie wonderlike bruilofsmaal, na hierdie wonderlike woning wat hy vir ek en jy gaan gereed gemaak word. Die vraag is net, glo jy dit? Glo jy aan hierdie woord van Jahwe, hierdie woord? Glo jy dit, geliefdes? En is dit maklik vir jou om dit te sê, nee, ek glo dit. Nee, gaan sit neer, gaan sit en bepeins en sê vir die Heilige Gees, ja, ek glo dit. Al verstaan jy dit nie, glo dit net. Dan kom Daniel en dan hoor hy hierdie man met linne bekleed, naamlik Yeshua wat bo oor die water staan, en hy vra hom. Hy sê, hoe lang sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Met ander hy vra, wanneer gaan hierdie dinge begin gebeur? Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende. 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Luister nou baie mooi, wat sê hy? 3,5 jaar. Vir elke een. Nee, as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Nou geliefdes, ek wil hê jy moet baie mooi gaan kyk. Ek lees in die week hierdie boekie, hierdie Bloedrivier boekie van ek dink dit is Frederik Johannes Strauss, daarvan Gobabis, en professor A.D. Pont het hierdie boekie geskryf. En eintlik wil ek dit nie lees nie, want dit maak my so kwaad vir my eie mense. Want dit is die beloftes wat Jahwe vir ek en vir jy gegee het, soos wat hy Bloedrivier vir ek en jy hierdie belofte gegee het, van hy sal ons beskerm, hy sal by ons wees. En
ja, so deur die jare, geliefdes, het dit sommer net so vervlou. Deur die jare het mense die woord van Jahwe sommer net so gemaak, soos amper soos 'n storieboek. Maar dis nie 'n storieboek hierin nie, geliefdes. Dis die ware woord van Jahwe. En ek en jy moet kyk hoe ons omgang daarmee gaan. En jy weet, wat beteken heilig? Beteken afgesonderd, apart. Wanneer hulle die mag van die aparte volk finaal verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En as jy gaan kyk na hierdie volk en jy gaan vra in die oor die hele wêreld, watter volk is die aparte volk, dan sal hulle vir jou sê, hierdie boervolk is die afgesonderde volk. Hierdie kinders van hom. Hierdie bloedrivier na afstammeling. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy uit die woord van Jahwe sal ken en daarbey sal bly. En daarom wil ek 'n beroep op u doen. Geliefdes, dit is 'n wonderlike woord wat vir ek en vir jou gegee word. Want ek kyk, so as ek op YouTube kyk, en ek kyk op al hierdie predikers, almal sê het een ding in kluis, en dit wat hulle sê, dis die einde van die tyd. En dit gaan nie vir ek en vir jou help om ons kop soos 'n volstruis in die sand te sit, maar daarop te kan let. Geliefdes, ek wil vir u vra, om asseblief daar in Matteus 13, van die saad. En in daardie dag het Joshua in die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En toe vertel hulle hierdie dinge, en het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En ek en jy behoort hierdie saaier te wees, wat hierdie woord van Jahwe kom uitdra. Dis ek en jy se werk, geliefdes. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. So moet ek en jy oppas hoe ons met die woord van Jahwe omgaan. Dat dit nie sommer net so in die verbygaan daar in die harde pad val van hierdie woord van Jahwe. En die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Hoor jy, wat sê die woord van Jahwe, hierdie woord van hom, wat op hierdie mense, sommer hier op die rotsagtige plekke, wat nie diepte het nie. Wat sommer maar net so met die woord omgaan, asof dit 'n alledaagse ding is, in plaas van dat dit die woord van Jahwe is, dat dit Joshua is, waarmee ons moet wandel. Hoe dit deur die son, as die son opgaan, dit verskroei. En nou luister nou vers 7 sê, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en 'n ander deel het in goeie grond geval. En so is dit met my mense vandag, baie mense hoor hierdie woord, en hy vat sommer sterkies, sit hy daaraan, en hulle wil nie die gebooie en die insettinge van Jahwe doen nie. Dan kom hier die wêreldse onkruid en verstik hulle, geliefdes. En ek en jy moet oppas daarvoor, laat as ons met die woord van Jahwe omgaan, dat ons dit in goeie grond sal laat saai. Want Joshua kom dan en hy sê, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenis? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenheid, met ander woorde die geheime, van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed het, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Daarom spreek ek met hulle deur gelykenisse, omdat terwyl hulle hoor, terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En dit is die grootste meerderheid van my volk,
Hulle hoor hierdie woord, maar hulle luister nie. Hulle sien hierdie woord, maar hulle kan nie sien nie. Want hierdie dinge is vir hulle verborge. Hoekom is dit verborge? Want hy wil nie saam met Yeshua lewe nie. Hy wil nie saam met hom gaan nie. Hy wil nie hierdie woord van Jahwe kom bestudeer. En geliefdes, ek wil nou baie mooi vir u vra, om dit tog te mag gaan doen. Om sy feeste te hou nie. Dan daar is niks moeilik daaromtrent nie. Dat dit hierdie dinge wat ek en jy doen, hierdie gebooie, insettinge, verordeninge van hom, vir ek en vir jou, dat Jahwe vir ek en vir jou 'n teken kan wees. En ek wil vir u mooi vra, dat dit u teken sal wees. Ja, geliefdes, jy weet, ons praat so maklik oor hierdie dinge. Daar in Exodus 31 en Jesegiel 20 sê dit so baie mooi duidelik oor hierdie sabbatte. Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek Jahwe is wat julle heilig. En ons het nou net daar gekyk in Daniël oor daai heilig, daar die afsonde, daar die eenkant, set apart gedeelte. Wat is ek en jy se teken? As ek so om my kyk en ek kyk na hierdie wêreld, dan sien ek hierdie koring wat so verstik geraak het in hierdie onkruid. Yeshua kom en hy sê daar, 'n ander ene sê hy sê en 'n landbouer het hierdie stuk land gereed gemaak en hy het hierdie woord gesaai, hy het hierdie koring gesaai. Hy sê in die nag, naamlik die Satan het gekom en hy het onkruid of ander saad daarin geplant. En toe hulle opstaan en hulle sien, toe sien hulle hier opkom, toe sê hy, wie het dit gedoen? Toe sê hy, nee. Toe vra sy diensknegte, moet ons dit uittrek? Toe sê hy, nee, want dan gaan julle die koring beskadig. Want jy kry hier die swart koring en hier die gewone koring. So al wanneer jy dit op die ou einde van die dag kan sien en herken, is as jy hierdie, as dit op die rypwording gekom het. En daarom raak my mense verstik in hierdie wêreld, geliefdes. En daarom kom Jahwe daar in Jesegiel 20 en hy sê, daarom het ek aan hulle verordeninge en insettinge gegee waardeur hulle nie kan lewe nie. Hoekom nie? Want hulle het sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge, amper wil ek sê, verwerp. En ons is vandag by die begin van die 12de maand. En weer eersdaags gaan ons Pesach voer. En ek wil toch vir u vra om al reeds daar in Levitikus 23 hierdie goed te gaan bestudeer. Want weet u wat sê Jahwe in sy woord daar in Levitikus? Hy sê, dis my feeste wat julle moet hou. Nie iemand anders is nie, my feeste. En die heel eerste feest wat hy vir hierdie volk gegee het, is die Sabbat. Kan ek maar hier mooi sê, geliefdes, dat die Sabbat is voor die sondeval alreeds ingestel, in Genesis. Voordat daar sonde was. Daarom is dit so 'n belangrike dag in ek en jy se lewe en in Jahwe, want daardie dag het hy gerus. En gaan bestudeer maar asseblief tog Levitikus. Al daardie wonderlike goed van Levitikus. En ek het vir julle gesê, toe ek opgestaan hierdie week en gevra het, wanneer? Toe sê hy daar vir my, ek dink dis in Joshua, en hy sê, en op die 10de van die eerste maand, het die volk deur die Jordaan getrek. Waarna toe is ek en jy op pad? Ons is weer op pad na die land Kanaan toe. Hier dieselfde uittog van uit Egipte uit van die volk, is ons weer presies dieselfde, hier die uittog uit hierdie wêreld, na hierdie beloofde land, hierdie beloofde tyd, 'n wonderlike tyd,
wat vir ek en jy voorbly. So wonderlik, dat die menslike verstand dit nie kan pyl. Hoor u wat sê die woord van Jahwe? Is dit nie wonderlik nie, geliefdes? Is dit nie die moeite werd nie? Dat ek en jy sal terugkeer na Jahwe. Wel, ek praat nou eintlik verkeerd, want ek het al lank al teruggekeer na Jahwe. Maar gemaak maar seker, dat jy daai terugkeer gemaak het. Nie net nie, Jahwe is nie 'n 99% Elohim nie, hy's 'n 100% Elohim. En daarom sê die mense, ja, jy kan nie die gebooie, die insettinge en die verordeninge hou nie. Dis nonsens wat jy praat. Dit is net daardie absolute voorspoed, daardie wonderlikheid om hierdie gebooie, insettinge en verordeninge te kan hou. Daarom kom hy daar in Job 36. As hulle luister en hom dien, dan bring hulle hul daardeur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om deur die spies en hulle blaas die asem uit sonder kennis. Geliefdes, as julle luister en hom dien, dan bring julle hulle daardeur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid. Dit is die wonderlikste om Jahwe te dien, want hy is getrou en waaragtig, en hy sal altyd sy beloftes oor ek en jy hou. En ek groet u op hierdie wonderlike dag van Jahwe, hierdie Sabbat, en ek sê, kom Yeshua Mashiach, kom tog gou. Shalom.